Liewe vriende, geloofsfamilie, baie welkom by ons uitsending van vandag. Lekker dat jy inskakel. Mag ons elkeen beleef dat ons in hierdie oomblik net eenvoudig tot rus kan kom in God se teenwoordigheid. Dankie Here dat U 'n God is wat ons uitnooi tot rus. Dat ons dit op verskillende maniere kan beleef en dat 'n geleentheid soos hierdie een van daai maniere is. Here, U ken ons elkeen. U weet wat in ons elkeen aan die gang is op die oomblik. U ken die week wat verby is, U ken ook die week wat kom. En daarom, Here, wil ons vandag in hierdie oomblik net by U tot rus kom. Dankie vir U woord, dat ons daaruit kan leer. En mag ons nou oop wees ook vir dit wat U vir ons wil gee. Dankie dat ons dit kan bid in afhanklikheid, in Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag bietjie stil staan en kuier by Genesis. Ons gaan saam lees Genesis 28 van vers 10 tot vers 19. Kom ons lees dit saam en dan begin ons gesels. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kopstit neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe, kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daar langs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as kopstit neergesit het, geneem en dit as 'n gedenksteen opgerig. Hy het olie oor die bopunt daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bet-El genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Amen. Dit is die woord van die Here. Vriende, in hierdie teks lees ons die name van die 3 aardsvaders. Die 3 aardsvaders Abraham, Isak en Jakob. En in hierdie verhaal lees ons van Jakob se vreesaanjaende belewenis wat hy in die droom gehad het. Maar ook staan daar doelbewus dat God sê, hy is die God van Abraham en Isak. En hierdie mense se verhaal het eintlik begin in Abraham se tyd. In Genesis 15 lees ons dat God die verbond gesluit het met Abraham. En in hierdie droom herbevestig hy hierdie verbond met Jakob. Nou wanneer ons die twee bietjie met mekaar vergelyk, sien ons dat daar baie ooreenkomste is. Abraham is die een deur wie God genader word. God beweeg en hy sê, Abraham, ek wil met jou 'n verbond sluit. En wanneer dit tyd is om die verbond te sluit, dan raak Abraham aan die slaap en God self sluit die verbond. En dis die teken dat in ons verhouding met God, God die een is wat die inisiatief neem. Hy is die een wat na ons toe kom. En Abraham wat dan aan die slaap is, het geen invloed op daai oomblik nie. God neem die eerste tree. God gee die uitnodiging. God is die primêre rolspeler in die verbond. En dan word dit bevestig met Jakob. Want Jakob is hier op 'n plek waar hy ook aan die slaap is. Die son is ook al onder. En dan kry hy hierdie hemelse droom van die leer en die boodskappers, ander vertaling sê engele, op en af beweeg en God wat aan die bopunt staan. En God wat sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en Isak.
Ek gee vir jou hierdie land. En julle sal geseënd wees. Die ander families na jou sal geseënd wees. En ek is met jou en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. So hier herbevestig God vir Jakob dat die verbond nog in stand gehou word en dat hy nog steeds die primêre rolspeler in die verbond is. Nou aan die een kant sien ons dit aan die slaap raak, maar aan die ander kant sien ons ook dat dit raak omdat Jakob nie op 'n goeie plek in sy lewe is nie. Jakob het mos nou sy broer Esau bedrieg en sy pa bedrieg en hy was oneerlik en nou vlug hy en wanneer hy vlug dan beleef hy al hierdie dinge. So Jakob is nie op 'n lekker plek nie. En dan soveel mooier die bewys dat God die een is wat na ons toe kom en dat God die een is wat te midde van ons foute en te midde van wat Jakob in hierdie verhaal verkeerd gedoen het, die verbond kom herbevestig. Dis 'n fantastiese ding. Nou is ons as mense nie maar baie keer so lief daarvoor om die verbond maar oor ons te maak nie. Dat ons dink dis ons wat in die eerste plek na God toe kom. Of ons moet kies, of ons moet dit of dat. Ons kan bloot reageer, soos wat Jakob en Abraham opgestaan het en gereageer het. Maar God is die een wat na ons toe kom. Hy is die een wat dit vir ons moontlik maak om te kan reageer. Nou vriende, Jakob is hier nie op 'n goeie plek nie. Ons is baie keer nie op 'n goeie plek nie. Die lewe is 'n plek waar ons mekaar maar seermaak. Die lewe is 'n plek waar ons maar foute maak en ongelukkig voel ons soveel keer dat ons perfek moet wees in die oë van ander mense. So dan sit ons maar ons maskers op en dan lyk ons baie mooi. En dan lyk ons perfek. Maar eintlik, wanneer ons eerlik is met mekaar, het ons almal maar ons dinge, soos wat Jakob sy dinge gehad het. In Afrikaans het ons mos die spreekwoord om te sê iemand is op sy plek. As iemand as 'n kind 'n goeie maniere het, dan sê mens daai kind is nou altyd op sy plek. Ek dink nie ons kan van Jakob sê dat Jakob op sy plek was nie. Maar die volgende ding wat ons dan raak sien in hierdie teks is dat God op sy plek is. En dit beteken nie dat God goeie maniere gehad het nie. Dit beteken dat Jakob in hierdie teks besef dat God is op daai plek. Hy is daar teenwoordig en hy het dit nie besef nie. Ons lees 6 keer die woord plek in hierdie teks. En in die Bybelse tyd was ons nou nog nie tekens soos uitroeptekens en punte en kommas nie. Hulle moes in daai tyd skryf en die manier waarop hulle iets beklemtoon is om dit te herhaal. En wanneer ons dan soveel keer lees dat die woord plek hier gebruik word, is dit die skrywer se manier om vir ons te sê, maar hierdie ding is belangrik. En dis dan Jakob se belewenis. God is op hierdie plek, so die plek het betekenis. Die feit dat God op daai plek is teenwoordig by hom, ongeag sy verlede, ongeag die foute wat hy gemaak het. Dit is die verbondsgod wat dit doen, wat daar teenwoordig is. En nou is die vraag, het Jakob 'n lewe geleef van aandag, sodat hy kon raak sien dat God daar is? Of is die teendeel waar? Ek dink die teks sê vir ons die teendeel is waar. Hy het op so 'n manier geleef, en dan besef hy op hierdie plek, maar God is hier. En ek het dit nie besef nie. En daarom rig hy nou hierdie altaar op, met die naam Bethel. Bethel wat beteken die huis van die Here. Want hy sê, ja, maar hierdie is 'n plek waar iets spesiaal gebeur het. So hierdie spesifieke plek is van betekenis. Maar ook beleef Jakob dat hy nie alleen is nie, dat die verbondsgod ook nie net op daai plek is nie, maar saam met hom teenwoordig in sy lewe is, ongeag waar hy gaan. Want Jakob het van die af opgestaan en hy het na Laban toe gegaan en hy het maar weer 'n moeilike pad geloop. Sy lewe was glad nie perfek van toe af nie, maar hy was iemand wat herinner is aan die feit dat hy aan God behoort. Vriende, Jakob se lewe en Jakob se belewenis is vir ons elkeen 'n uitnodiging om maar oop en eerlik te wees oor ons eie gebrokenheid. Dit wys dat God wonderlike dinge kan doen deur gebroke mense, maar meer nog dat ons skuldgevoel
nie iets moet wees wat ons weghou van God af nie. Maar ongelukkig word ons soveel keer so negatief gemaak deur alles wat ons verkeerd doen. En ons emosies, negatiewe emosies speel so groot rol in ons lewens, dat dit amper presies is soos in Jakob se lewe, waar hy nie besef God is hier nie. Maar dan, wanneer ons fokus op ons geloofsgewoontes, wanneer ons moeite en tyd doen om God raak te sien, dan kan ons sê, God is op hierdie plek, maar ek het dit nie besef nie. Ek het dit nie besef nie. Nou wanneer ons so 'n bietjie vorentoe gaan in die geskiedenis van Jakob se tyd af, dan weet ons dat die ballingskap 'n groot deel van Israel se geskiedenis is. En veronderstel nou net, jy was een van daai ballinge en jy lees hierdie teks van jou voorvader Jakob wat hierdie gedroom het van die leer van God wat op daai plek is. Dit sou vir jou baie beteken het, maar meer nog, en dis 'n interessante ding, dat daar in Babel op daai stadium 'n groot struktuur was wat opgerig was met lere, en die mense van daai tyd het aangeneem dat hemelwesens daar op en af beweeg. En dink nou net, jy is 'n kind van God wat 'n verbondskind is, en jy sien hierdie ding, en hierdie mense van hierdie vreemde land sê vir jou, nee, daar's hemelwesens wat hier op en af beweeg, en jy word herinner, nee, ons voorvader Jakob het 'n droom gedroom, waar God vir hom bevestig het, hy is die ware God, hy staan aan die bopunt van die leer, en dis sy boodskappers wat op en af beweeg, en ja, jy is ook een van sy kinders, die ware God, die een wat deur alle eeue, saam met die mense, die pad wil stap. Ek dink dit bring in die ballingskap 'n bietjie hoop. En vriende, ek weet nie waar is jy nou in jou lewe nie, maar ons elkeen het maar ons verskillende belewennisse. En dalk gaan dit met jou goed, en dan is ek verskriklik bly en dankbaar saam met jou. Maar dalk stoei jy op die oomblik nog 'n bietjie. Dan kyk ons na Jakob se lewe. Dan sien ons hy was nie perfek nie. Dan kyk ons na Jakob se lewe en dan sien ons hy het verskriklike dinge gedoen. Dan kyk ons na Jakob se lewe en sien sy identiteit was hy het behoort aan 'n verbondsgod wat die eerste tree na Jakob toe geneem het. Ons is presies dieselfde. God het die eerste tree na ons toe geneem. Ek bid dat jy sal beleef, God is op hierdie plek, al het ons dit nie nog altyd besef nie. Ek bid dat jy sal beleef dat jy regtig geliefd is deur 'n verbondsgod, ongeag die foute, en dat God jou eintlik verwelkom, net soos wat jy is. Ja, saam met God gaan ons bietjie werk, gaan ons bietjie skaaf. Ons moet baie praktiese dinge doen, sodat ons seker maak, ons raak los van die dinge van die verlede, maar God is nog altyd daar. God is die God wat tot in ewigheid saam met ons die pad wil stap, en daarom het hy die eerste tree gegee. So Abraham en Jakob het gereageer. Hoe gaan ons reageer? Hoe gaan ons op 'n praktiese manier ons lewe inrig, om raak te sien dat God by ons is? Amen. Dankie Here dat U op hierdie plek is. Al besef ons dit nie altyd nie, weet ons dis die waarheid. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees is by jou. Amen. U is die skrywer van my storie, U is die heerser van my hart, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. U is die bron van my voorsiening, die een wat glo en by vermoë, aan U die heerlikheid tot in ewigheid. Staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering, in verwondering. Die begin van
van die oorwinning. Was die einde van my vrees aan die heerlikheid tot in ewigheid. U bring beloftes tot vervulling. U is my hoop vir elke dag aan die heerlikheid tot in ewigheid. Staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. Ek leef in oorwinning, en ek leef in die lag, voor U staan ek nou in verwondering, en U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. Die asem in my longe, het my Vader my gegee aan U die heerlikheid, tot in ewigheid, aan U die heerlikheid, tot in ewigheid, aan U die heerlikheid, tot in ewigheid. Ek leef in oorwinning, en ek leef in die lig, voor U staan ek nou in verwondering. En U is daar oorvloed, want dit is volbring, en ek sal U prys in verwondering. In verwondering, in verwondering, en ek sal U prys in verwondering.